the day and night. Holy Spirit, show me the way when I should carry on, when I should stay. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me, and you lift me up, and you give me strength to live my life right through to the end. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you, and you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you, and you live in me. I live through you, and you live in me. I live through you, oh Lord, you live in me. Jesus, als vergiezen, alles wat ek is, en alles wat ek ooit sal wees. My vlees en vlees, wat in my hart begeer, alles leer neer, om u te ken hoe in u wil Heer, is waar ek vry kan wees. Net u wil Heer, is al wat my hart begeer. Jesus, als vergiezen, alles leer neer, om u te ken Heer. Jesus, alles vir Jesus, ons gee oor jy. Jesus, als vergiezen, alles wat ek is, en alles wat ek ooit sal wees. My vlees en vrees, wat in my hart begeer, alles leer neer, om u te ken o Heer. In u
Here, soos ons alles vir U gee, gee ons alles van die volheid van God. Here, gee ons die vuur, gee ons die lewende water, gee ons die nuwe wyn van die Heilige Gees, Here. Kom, Here Jesus, bestuur ons lewens, Here. Ons gee dit alles vir U, Here. Dis alles U se. In U wil. In U wil is waar ek vry kan wees. Net U wil is al wat my hart begeer. Jesus, als vir Jesus, alles net meer, om U te vol my Heer. Alles net meer, om U te vol my Heer. Alles net meer, om U te vol my Heer. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Ons bring U Here, Christus die Here, met eerlikheid is U gekroon. Mooi is die aarde, dit het groot waarde, maar is geruk voor U grootheid, Heer. U is ons lewe, U is ons vrede, Die Gees moet ons hier lei en leer. U is die Alpha en die Omega, U kom en elkeen sal U kan sien. U is die eerste, U is die laaste, die ganse skepping sal U dien. Ja, ek dink nou is hy aan. Die mense aan die buitekant. Ja.
Dis my baie lekker om saam met u te wees hierso vanaand in die huis van die Here en in die Here se teenwoordigheid en tydens hierdie Pinksterdiens. Weet hierdie dae wat ons nou gevier het, wat begin met Kersfees en dan begin met Goeie Vrydag en Paasondag. Dis vir my sulke belangrike dae, want dit sê vir my, maar die Here het vir my sy eiendom gemaak. Ek so spesiaal vir hom dat die Here vir my sy eiendom gemaak het. My Hemelvaart herinner my, maar ook vir die lewe hierna. As ek sit met die pyn van 'n geliefde verloor, of as ek self dalk die dag moet sterf, dan weet ek, maar die Here het vir my gaan plek voorberei. En hy doen op hierdie stadium vir my voorspraak by die Vader. Maar Pinkster is net vir my 'n geweldige, baie belangrike tyd, wat ek net weet, maar die Bybel sê, as ons hart vir die Here gegee het, dan kom die Heilige Gees in ons woning maak, en dan sê altyd by jou dag en nag, en dan sê 1 Korintiërs 3 en 1 Korintiërs 6 ook, maar ons is die tempel van God, daarom het ons 'n verantwoordelikheid, wat met hoe ons moet leef, ons is die tempel van God, en net die feit dat hy in my woon en by my bly en altyd by my is, dit gee my klaar die moed om 'n dag in te gaan. En te weet, maar alles wat ek moet hanteer ek saam met hom. So, ek dink dit is die hele funksie van Pinksterdiens, en baie jare terug, seker omtrent bietjie meer as 'n eeu terug, in die Parelin het hulle Pinksterdienste gehou. Dit was 'n dominee van der Linde, en toe daar absolute herlewing in die Parel uitgebreek. En my gebed is ook, maar mag daar net 'n geestelike hernuwing of herlewing by elkeen plaasvind, ook tydens hierdie Pinksterdienste. En mag die Here net vir u kom aanraak op 'n nuwe manier. Mag u nuwe dinge leer ook uit die woord van die Here. Ek wil net 2 afkondigings doen. In die eerste plek, daar gaan amper sê kollekte, maar dit is eintlik kollekte vir die karwag by die deure wees, want ons het 'n karwag hier buite, en daar wil ek maar net vir elkeen ook uitnooi en herinner, ons het ook so 'n paar in die kerksaal na die tyd, dit sal lekker wees om elkeen daar te sien, en kom sluit ook asseblief by ons aan. Ek dink dat die mense ook warm terugry, jy weet, so dit sal ook lekker wees om jy daar te sien. Maar kom ons, voordat ons dan begin met om die woord van die Here te lees, kom ons wy onsself net aan die Here toe, soos ons deur die liedere ook gedoen het, en kom ons doen dit 'n gebed saam. Leer my u wil, Heer, u doel met my, u pottebakker met my die klei. Vorm my en maak my volgens u wil, op u vertrou ek in elke aspek van my lewe, nederig en stil. Leer my u wil, Heer, u plan vir my. Ek wil graag altyd binne die volmaakte wil vir ons as mense beleef. En ons wil ook kom bid, soos die Here Jesus ook gebid het voor sy kruisiging, laat nie my wil nie, maar laat u wil in my en elkeen van ons lewens geskied. En laat ons daarom nie doelloos en nutteloos bly nie. Hou ons erkentlik, Heer, in die werk. As ons swak is, as ons gedreineer is, fisies, emosioneel, geestelik, versterk ons weer fisies, emosioneel, geestelik. U gee gawes net soos u wil. Almal is diensbaar, elk met verskil. So komplementeer ons mekaar in die koninkryk. En vul my dan ook met u Heilige Gees, breekbare kruik, dat u my oral sal beweeg, in elke aspek van my lewe, elke oomblik van elke dag, dat u vir my nuttig gebruik. Amen. Ek gaan vanaand so 'n bietjie 'n ander perspektief hê, hier so op die gawes van die Gees, en wat ek gedink het net om met u te deel, en is vir my ook nogal 'n baie belangrike onderwerp, en dit was vir my 'n geweldige bevryding, en dit het my baie beteken in my verhouding met die baie my verhouding met die Here versterk ook, en toe ek dit besef het,
En ek wil net met die deel vanaand dinge wat jy verhoed om die gawes of die vrug van die Heilige Gees uit te leef. Want daar's ook sekere dinge, het is maklik om oor die gawes van die Gees te preek en ek persoonlik maak dit ook my gebed, Here, dat hierdie gawes van die Gees ook sigbaar sal wees in my gedrag en my optrede teenoor elke persoon, of hy nou 'n Christen of hy of sy nou 'n Christen is of nie 'n Christen is nie, en van watter kultuur ook al. Maar daar is sekere dinge wat jy verhoed om die gawes of vrug van die Heilige Gees uit te leef. En een is, die een waarby ek wil stilstaan by, en dit is afbrekende, verkeerde menseverhoudings, waar jy eintlik jou verhouding met jou medemens stel voor God. En dis een van die dinge wat geweldig, dit is vir jou belangriker om, sê maar, deel in die ingroep te wees op skool, of by die werk, of waar jy ook al beweeg. Dit is vir jou belangrik om in die limelight te wees. En baie keer maak jy dan verkeerde vriende om in die limelight te wees, en hulle misbruik jy net maar net, of hulle trek jy maar net af, geweldig af. En jy raak so desperaat, byvoorbeeld, as daar 'n WhatsApp groep gestig word, veral as ek met skoliere werk en met hulle praat, dan kom ek het agter, as daar 'n WhatsApp groepie op skool gestig word, 'n vriendekring groepie, en hulle is uitgesluit. Of hulle noem het, weet jy, stuur 'n WhatsApp vir iemand, en jy kan sien die WhatsApp is gebluetiek, maar na 2-3 dae, het die persoon nog nie teruggeantwoord nie, en daar het ek besef ook net sekere belangrike lewenslesse, dat ek God eers moet stel in my lewe, dat ek nie eintlik 'n selfbeeld moet hê nie. Weet, en ek wil vir jy sê, eintlik hierso, kan ek in alle eerlikheid vir jy sê, hierdie ding het die Here al so lank al op my hart gelê, dat soos ek hier staan, het ek nie 'n selfbeeld nie. Ek het 'n godsbeeld. Ek het 'n Jesus Christus beeld oor myself. Maar 'n selfbeeld hang af van wat mense teenoor jou doen of sê, of dit hang af van jou omstandighede. As dit nou goed gaan met jou, dit hang af van eksterne dinge. Maar vir my is belangriker, en dit is hoekom ek nie 'n selfbeeld het, vir my is belangriker om 'n godsbeeld, 'n Jesus Christus beeld te hê. En hoe ek dink oor myself, dat dit altyd sal wees in lyn met hoe God oor my dink. So dit is eintlik, ek wil vir jou ook sê, my tema is eintlik baie kort, en dit is ons ontmoet nuwe mense. Sakkie en Susan, julle het nou al baie nuwe mense ontmoet. Ek weet nie of julle een mens in Meyerton geken het nie, maar ek glo nou ken julle al baie mense hierso, en ons is bly julle is ook 'n deel van ons, en ons is bly om julle ook te ken. Maar my tema is eintlik loop nader, want so waar ook jy al kom in die lewe, weet sê maar jy begin by 'n nuwe werk, of jy gaan na, weet jy begin by 'n nuwe stokperdjie, byvoorbeeld met iets of 'n sport of waar ook al, of jou kind gaan nou van laerskool, hoërskool toe, dan maak jy ook maar baie nuwe vriende. Weet, en dan loop 'n mens nader na mense toe. Maar daar kom 'n punt dat 'n mens ook sal moet besluit, en dit het ek al baie keer in berading, in my 33 jaar as predikant, vir mense moes gesê het, en vir hulle gesê het, maar weet jy wat, nee, ek dink jou vriende het 'n baie slegte invloed op jou. Jy gaan beter af wees, breek eerder met jou vriende. Weet, want jou vriende laat jy baie verkeerde dinge doen. Hulle gee nie regtig om by jou, of vir jou nie. Weet, hulle drink byvoorbeeld voor jou, en jy is toch net uit rehabilitasie gekom, of hulle laat jy net verkeerde goed doen, hulle misbruik jou net, weet, jy is net daar tot hulle voordeel, en jy besef, die hartseer is, jy besef het eers baie later, en dan is die volwasse ding om te doen, terwille van jouself, en terwille van jou verhouding met die Here, is om weg te loop. Maar dan is die belangrike ding ook, om aan te loop in die lewe. Wat ook al gebeur in die lewe, baie keer trek 'n mens laat baie vriende agter, maar dan, dan, jy kan nie meer, sê maar ek het vriende in Kaapstad gehad,
weet ek was daar op skool gewees en so aan, en ek het eintlik nie regtig, behalwe met die reunies, kontak met een van my skool pelle nie, van 40 jaar terug nie, 40 jaar terug was ek in matriek gewees, maar dan, die belangrike is, hou aan om te loop, moenie opgee nie, as jy met mense moet breek, as die Here dit op jou hart lê, en partykeer wil mense dit glo nie, weet, dit is veel belangrik om in die ingroep te wees, dit is veel belangrik om jou selfbeeld te bou, op wat mense oor jou sê, of van jou dink. Dit is veel belangrik om jou selfbeeld te bou op jou omstandighede, maar ek wil meer praat oor mense vanaand, en verkeerde mense, en ek wil net vir ons daar lees, en dit sluit ook aan hierso by die gawes van die Gees, dit kan net sowel deel gewees het daarvan, maar uit 1 Petrus 3, vers 8 tot 12, 1 Petrus 3, vers 8 tot 12, en daar skryf Petrus hoe elkeen hom moet gedra. En dan sê hy daar so net vers 8, ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig en nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. So wat ook al mense aan jou doen, weet ek het van my kinders ook geleer, as mense ongeskik is met jou, dit gee jou nie 'n rede om terug ongeskik te wees met hulle nie. As mense disrespekvol teenoor jou optree, daar's geen verskoning om dan disrespekvol teenoor hulle ook op te tree. Al respekteer jy nie die persoon nie, jy kan nog steeds respek bewys aan 'n persoon. Maar Jesus sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, want as iemand kwaad aan ons gedoen het, dat is ons juist onder die vergrootglas van ons medemens, en ons besef het baie keer nie, en dan kyk hulle hoe ons reageer, as iemand nou iets verkeerd teenoor ons gedoen of gesê het, of belediging met belediging beantwoord nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, waar daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan ook eintlik op 'n ander plek in die Bybel, as jy iemand vergewe, moenie net iemand vergewe nie, seën daai persoon ook. En dit kry jy met die hulp van die Here reg. So Jesus sê, die Bybel, antwoord belediging, en antwoord die kwaad wat teenoor jou gedoen is, antwoord dit met 'n seënwens. En dit is 'n opdrag van God, weet, en dit is een van die kenmerke van 'n Christen. En dan sal daar staan geskrywe, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die vrede wat jy moet soek in die aard van die saak, ek bid ook elke dag, die Here vir my sy vreugde, sy vrede en sy blydskap sal gee. So 'n vreugde, vrede en blydskap sal gee in my lewe, en wat nie afhang van my uiterlike omstandighede nie. En dan sal nou die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Ek wil net vir jy sê, vir goeie menseverhoudings, een ding wat definitief nodig is vir goeie menseverhoudings, is dat jy mense onvoorwaardelik sal lief hê, en dat jy hulle onvoorwaardelik sal aanvaar. Weer die Bybel sê ook, die Here Jesus, hy het gekom om vir almal te sterf, nie net die Christene te sterf nie. So, hy is vir almal in die wêreld baie lief. Hy begeer om 'n prioriteit met almal te hê. Maar so vir goeie menseverhoudings is onvoorwaardelike liefde en ervaring nodig, maar die belangrikste is dat die Here altyd en onder alle omstandighede, maak nie saak wat gebeur met jou en wat mense vir jou sê nie, dat die Here altyd die eerste prioriteit in jou lewe sal wees en bly, en dat nie mense of deel van die ingroep te wees die eerste prioriteit in jou lewe sal wees nie. Weet dat jy altyd 'n godsbeeld, 'n Jesus Christus beeld oor jouself sal hê, en dat jy oor jouself sal dink en jouself sal raak sien soos wat God oor jou dink en wat God in jou raak sien as mens, want in elkeen van ons hier
het hy met 'n doel geskaap. Daar's 'n doel hoekom ons in die jaar 2026 leef. Hoekom ons hier in Meyerton bly? Hoekom ons hier in hierdie gemeente is? Daar's 'n doel met alles. Dis nie maar net toevallig nie. En God sien ook die potensiaal raak. En soos ek sê, dat jy nie 'n selfbeeld sal hê wat afhang van wat mense, hoe mense vir jou sien, of dinge goed of sleg wat met jou gebeur nie, want dit gaan jou verhouding, as jy jou selfbeeld bou op eksterne dinge, gaan dit jou verhouding met die Here Jesus Christus baie negatief affekteer, weet. So, ek kan aan sien dit altyd so, weet, in ons huwelik ook, as iemand, weet, disrespectful is teenoor een van ons, dan is hulle disrespectful teenoor al twee van ons, en ek moes ook al baie maal ongelukkig, en dit is baie keer 'n baie pynlike besluit om te neem, maar ons moet hierdie mense vergewe. Ek moes al baie mense in my lewe vergewe op my ouderdom, maar dan het ek besluit, ek gaan nie langer met hulle kontak hê nie. Wat ek daarmee net bedoel is, hulle gaan nie meer deel wees van hierdie interne vriendekring in my lewe nie. Weet, op kos is dit altyd so gewerk, ek het amper die 100 pelle, terwyl ek gestudeer het, maar ek moet sê, ons is omtrent 10 intieme vriende, as ons ooit soveel het, weet, wat ons in die middel van die nag kan bel, en wat ek volledig vertrou, weet, so ek moes al die besluit neem, net om, weet mense, nie meer, dat hulle nie meer deel gaan wees van ons vriendekring nie. En daar was al verskillende redes daarvoor, hoekom ons besluit het om dit te doen. Maar dit beteken nie, dat ons ooit disrespectful of ongemanierd teenoor hierdie mense sal optree nie. Weet, ons sal nie disrespectful of ongemanierd teenoor iemand optree nie. Al het ons gebreek met hierdie persoon in ons intieme vriendekring. En ek wil vanaand vir net 'n paar voorbeelde noem. En ek het gedink 7 is 'n Bybelse getal, so dis 'n paar lewenslesse leer. Wat jy baie sterk moet oorweeg om dit te doen. Ek wil vir jy uitdaag en ek wil by jy pleit. Want ek weet wat dit aan my lewe gedoen het, toe ek hierdie goed begin toepas het, en dat het regtig my verhouding met die Here baie versterk het, en dat het regtig vir my net gesê het, weet, ek sê altyd vir mense, ek vrees nie 'n mens nie, ek vrees nie om dood te gaan nie, weet, ek vrees nie om gemartel te word, of geskiet te word, of met 'n mes gesteek te word, of wat ook al nie. Ek weet waantoe ek gaan, maar ek vrees God. Dis nie dat ek soos 'n dapper, mens kyk hoe stap ek deur die huis, daar's niks waarvoor ek skrik nie. Ek vrees om myself buite God se wil te bevind, want dan verloor ek sy beskerming. Ek vrees om ongehoorsaam te wees aan God. Dit is my belangrik om wanneer die veilige grense van gehoorsaamheid aan God te beweeg. So die eerste lewensles wat ek wil leer vir u is, die besluit lê nie by jou of jy iemand seer gemaak het en dit wat jy gedoen of gesê het vir die persoon nie. In die aard van die saak maak ons almal partykeer mense onbewuslik seer. Dit was nooit ons intensie gewees om iemand seer te maak nie. Maar dan kom dit by ons uit. Maar as die persoon vir jou sê dat jou optrede teenoor hom of haar vir hom of haar seer gemaak het, dan is dit nie die gepaste tyd of plek om eensins te begin om my optrede te regverdig of om vir jouself te verdedig nie. Dan is jou gepaste optrede om stil te bly en om te luister na wat die persoon vir jou sê. Want mense kry nie heling en herstel in die verhouding deurdat jy ten alle koste jou optrede probeer regverdig nie. Daar gaan nie heling en herstel kom tussen jou en die ander persoon as jy het verskoning soek hoekom jy dit gedoen het nie, weet. Heling begin tussen jou en die ander persoon of persone, wanneer jy van jou kant af die ander persoon se gevoelens probeer verstaan, vir jou in daai persoon se skoene plaas, en vir weet en net vir jouself afvra, maar hoekom het dit wat ek gesê het
so negatief oorgekom teenoor die persoon. Dat jy net luister na die ander persoon en dan opreg probeer te verstaan hoekom die ander persoon so ontsteld is. Om ten alle koste jou optrede te probeer verduidelik en regverdig, dit gaan nie herstel en regmaak wat opgebreek het in julle twee se verhouding nie. Jy sal slegs die verhouding tussen jou en die ander party kan herstel deur opregte, bewustelike omgee te bewys en na sy of haar se perspektief te luister en om dan te erken teenoor die persoon dat jy baie jammer is dat jy nie ook na hierdie persoon se kant geluister het voordat jy gereageer het nie. So is belangrik om baie keer, ek sê baie keer vir mense as hulle verskil van mekaar, luister net na die ander persoon, want jy kry so baie common ground nou, dan baie keer, en dan kom jy agter, eintlik verskil ons net oor 10% van dinge met mekaar, en 90% stem ons saam met mekaar. Die tweede les net wat ek vir u wil, by u wil los en wat vir my ook baie gehelp het, is jou perspektief of gevoelens oor 'n sekere saak beteken nie dat dit die enigste gevoel of perspektief kan wees nie. Ander mense, jy moet besef ook, maar ander mense mag ook maar anders voel as jy oor 'n saak. En hulle mag baie sterk redes hê hoekom hulle voel so oor 'n saak. Jy voel ook baie sterk oor jou saak. En die blindheid wat die grootste gevaar inhou in jou verhouding teenoor jou medemens, is die persepsie dat jou denkwyse die enigste een is wat reg is. Die een groot probleem in ons wêreld vandag is dat almal glo dat hulle sienswyse en antwoorde oor die wêreld en in ons land se probleme is die enigste regte uitkyk. So jy is nie eens bereid om na 'n ander persoon se standpunt te luister nie. Baie keer verskree jy sommer die ander persoon voordat hierdie persoon nog klaar gepraat het. Iemand anders se lewenservaring veen nie jou eie lewenservaring en die dinge wat jy al in die lewe beleef en ervaar het in jou lewe uit nie. So daai persoon het sekere dinge in sy of haar lewe beleef en ervaar. Dis hoekom hulle so sterk voel oor 'n sekere saak. Maar jy het ook al ander goed weer beleef en ervaar. En dis hoekom jy weer baie sterk voel en dalk 'n ander standpunt het. Maar die belangrike is dat ons vir mekaar ruimte gee, want ons het verskillende lewenservarings wat ons het. En ons kan nie net groei in ons menswees en ons volwassenheid as ons aktief kies om die gesindheid te hê, ek is altyd reg. En dat ons ander mense se gedrag en optrede en sienswyses teenoor sekere goed, ons moet aktief kies om die gesindheid te hê, ek is nie altyd reg nie. En dat ons ander mense se gedrag, optrede en sienswyses teenoor sekere goed sal probeer verstaan en insien. Die gevaarlikste ding wat met jou kan gebeur, is as jy besluit dat alles in die lewe, of dat jy alles in die lewe altyd die gesprekke wil oorneem. Jy wil altyd in die middel van 'n gesprek wees en jou standpunt afdwing op iemand anders. En dat jy dan ander mense selfs sal verskreen, verklein, neer, dat jy weier om na hulle te luister. So is belangrik dat ons aan mekaar sal luister en sal besef, ons het verskillende dinge het al met ons gebeur. Die les nommer 3 is, hoe iemand voel emosioneel is nie jou verantwoordelikheid nie. Belangrike dinge om te leer, en ek gaan dit nou verduidelik. Hoe iemand voel emosioneel is nie jou verantwoordelikheid nie. Hou op om te dink dat mense se stemtoon en hoe hulle met jou praat, hulle stilte en hulle een woord WhatsAppe wat hulle vir jou terugstuur. Hou op om dan outomaties te dink dat die persoon dan kwaad is vir jou as hy of sy dit doen. En dat jy na die tyd ure spandeer. Jy weet, ek ken mense wat ure spandeer na die tyd om hierdie persoon se gedrag te analiseer
en te probeer verstaan. Dit neem die grootste deel van hulle dag op. En hulle probeer dit ontleed in hulle denke. So, hou op om outomaties te dink, dat omdat iemand so teenoor jou opgetree is, hulle kwaad is vir jou. Want dit gaan vir jou fisies, emosioneel en geestelik dreineer. As iemand nie beter wil voel, as jy in liefde, vriendelikheid en omgee teenoor hulle optree nie, moenie vir jouself verder blameer en afkraak nie. Jou taak is om in liefde, eerlik en vriendelik teenoor hulle op te tree. En as die persoon 'n probleem het met dit, dan is dit sy of haar eie verantwoordelikheid om dit vir jou te sê. As 'n persoon nie met jou wil praat nie, dan is dit sy of haar verantwoordelikheid en beweeg aan dan, weet as jy in liefde na hulle toe gaan. En as die persoon nie wil nie, is dit sy of haar keuse en dan beweeg jy aan. Jy kan nie iemand forceer of dwing om teenoor jou oop te maak nie. En as jy dit nie onthou nie, gaan hierdie persoon se gedrag by jou bly spook en vir jou vergiftig in jou binneste. En jy gaan nie met hierdie innerlike vrede en vreugde kan leef, wat God wil hê jy moet mee leef nie, wat hy deur sy Heilige Gees vir jou gee nie, dit gaan dit blok in jou lewe in. So, jy het ook jou eie verpligtinge en verantwoordelikheid in die lewe, so jy kan nie die hele tyd net dink, elke dag, en dit neem die grootste tyd van jou dag in beslag nie, aan wat hierdie persoon nou in die verlede aan jou gedoen het, want dan leef jy in die verlede. Jy het jou eie verpligtinge en verantwoordelikheid elke dag wat jy moet nakom en doen dit. Dan les nommer 4, ek moes al baie keer wegstap van en breek met mense, omdat ek my waarde en my verhouding met God besef het. Ek moes al daai keuse ook maak. Ek het nog nooit my rug op mense gedraai, omdat ek hulle 'n les wou leer, en dit kan ek in alle eerlikheid sê, of om spiteful te wees teenoor hulle nie. Ek het weggestap, omdat ek my les geleer het. Nie omdat ek wraak wou neem op iemand, of die persoon wou terugkry nie, dit kan ek in alle eerlikheid sê, of omdat ek vir hulle punt wou bewys het nie. Maar die fundament van my lewe is dat God oor my dink, en dat ek aan hom gehoorsaam wil wees, met my hele wese, met my elke aspek van my lewe. En dit het vir my geleer om te breek met die drama, die disrespek wat sommige mense aan jou betoon, die voortdurende verwagting dat ek alles wat ek doen aan hulle moet verduidelik en regverdig. Die vrede en vreugde wat God vir my gee, deur sy Heilige Gees, is vir my baie belangriker as 'n verhouding met hierdie persoon. En dit is vir my belangrik om nie hierdie vreugde en vrede van my af of toe te laat dat mense dit van my af wegneem nie. Dan les nommer 5, ek het aangeleer om te sien en te onderskei of iemand werklik vir my omgee as individu. Ek het net daai sensus aangeleer om baie vinnig sensitief te wees. Gee hierdie persoon werklik vir my om, of is dit met bybedoelings? As hierdie persoon, dit wat hulle sê, regtig doen hulle dit omdat hulle omgee vir my as individu. En ek is op hierdie punt in my lewe al vir 'n hele paar jaar, dat ek nie daaroor hoef te raai of te wonder nie. My sintuie is baie goed ingestel op dit. Want goddelike liefde en omgee wys, en goddelike liefde en omgee, as iemand met my kom toe met goddelike liefde en omgee, dan wys dit, en dit is 'n werkwoord, weet. So wanneer iemand werklik vir my omgee, sal ek dit baie vinnig deur hulle woorde en dade agterkom. So iets kan nie enige twyfel by jou veroorsaak nie. Jy sal dit beleef, dat hierdie persoon of persone werklik vir jou omgee, of jy sal dit nie beleef nie. Een van die twee. Daar's nie 'n middeweg nie. Want mense wys die hele tyd vir jou, in hulle interaksie met jou,
hoe hulle voel oor jou. Weet, en so stop, as jy in so 'n verhouding is, wat die persoon nie werklik, wat jy agterkom, die persoon is nie werklik lief vir my met die Here se liefde nie. Die persoon wil my dalk misbruik. Stop om hierdie gevaartekens te ignoreer. En dan les nommer 6, jy is baie sterker fisies, emosioneel en geestelik as wat jy dink. Kyk 'n bietjie terug op jou lewe en reflekteer op al die uitdagings en probleme wat jy al in die verlede moes oorkom het in jou lewe. En hier sit jy vanaand. Jy het al baie dinge suksesvol. Elkeen van julle het al baie dinge suksesvol deurgegaan in die lewe wat ander mense nie eens van weet nie. So hou op om te hard te wees op jouself. Jy het gereeld nodig om net partykeer 'n tree terug te gee en vir jouself erkenning te gee wat jy al vir ander mense in hulle lewens beteken het. Jy het nodig om jouself erkenning te gee daarvoor. En hoeveel goed jy al in die lewe suksesvol deurgemaak het. En elkeen het al baie goed suksesvol deurgemaak, en dan sou jy nie gesit het vanaand nie. So, jy's baie sterker as wat jy baie maal wil erken, en jouself krediet voor wil gee. So wees trots op jouself, en wees trots op die feit, dat jy toe jy jouself in so 'n situasie bevind het, met baie keer baie groot uitdagings, dat jy nie opgegee het nie. En dan les nommer 7, die laaste les wat ek net wil deel met u vanaand, is sommige mense, as jy met hulle praat en na hulle luister, het hulle net die vermoë om vir jou totaal fisies, emosioneel en geestelik te dreineer. En dit is, mense moet bedag wees daarop. Ek het maar redelik as leerder na my toe kom, dan sê ek vir hulle, help my om jou te help, maar ek gaan vir jou die beste raad gee. Maar as jy nie my raad wil volg nie, dan mors jy my tyd, en jy mors jou eie tyd. So moenie, weet as jy weer na my toe kom, gaan ek in elk geval vir jou dieselfde sê. Maar hulle kan jou regtig fisies, emosioneel, geestelik dreineer. Ons een kapelaan het altyd die voorbeeld gebruik, hy het gesê, weet, baie keer ons kapelane in die polisiediens, is ons antibiotics vir die polisielede. Maar, so wees bedag ook daarop, en hiermee bedoel ek nie net, dat julle gedurig vassit oor goed, of gedurig van mekaar verskil nie. Maar dit is net hoe jy voel, wanneer jy in hierdie persoon se geselskap is, en elke keer wat jy met hulle in interaksie is, voel jy letterlik doodmoeg na die tyd, fisies, emosioneel en geestelik. En voel jy, maar hierdie persoon luister nie werklik na die raad wat ek vir hom of haar gee nie, en waardeer dit nie werklik nie. Is nie dankbaar vir dit, vir wat ek vir hulle sê en doen nie. En dan voel jy baie klein en baie keer baie sleg oor jouself in hulle teenwoordigheid. En dit is 'n duidelike teken dat jy moet leer om eerder terug te staan. En om jou tyd om te wonder te stop en om voort te gaan met jou lewe. Jy het mense in jou lewe nodig wat jou opbou en waardeer. Ons elkeen het dit nodig, en gewoonlik is dit jou intieme vriendekring. Maar daar is mense daar buite wat jou emosioneel net kan, en fisies en geestelik kan dreineer. Maar ons elkeen het mense nodig, en dit kry gewoonlik in die kerk in, wat jou opbou, fisies, emosioneel, geestelik. Stop om vir mense te verdra in jou lewe, wat vir jou nie verdien nie, in die manier hoe hulle neersien, en op jou, en jou waardeloos laat voel, en jou mislukking laat voel. Jammer, ek het nog een les, en dit is les 8, dit is my laaste les wat ek met u wil deel, nee, en dit is net een mening tel. Elke persoon sal verskillende dinge, positief en negatief, in jou lewe raak sien. So elkeen van u wat hier sit, weet, as ek vir u vra, hoe voel jy oor my byvoorbeeld, of wat ook al, of hoe voel jy oor iemand anders, dan sal elkeen van u kan positiewe goed noem, en kan negatiewe goed noem, wat jy nie van hou nie.
byvoorbeeld. So, sommige mense mag ding net, weet, as jy leiding neem ergens, of iets begin ergens, dat jy arrogant is. Terwyl ander mense eintlik sal dink, yes, maar hierdie persoon is besig met 'n wonderlike ding, byvoorbeeld. Ander mense mag sien dat jy baie gemotiveerd en gedrewe is in die lewe. Dat jy weet wat jy wil bereik, en dat jy baie hard daarvoor werk wat jy wil bereik. En baie keer dan voel hulle geïntimideer deur dit, en hulle voel minderwaardig deur dit, deurdat jy hard werk. Anders sal jy groei, veral emosioneel en geestelik in jou lewe raak sien, en dit bewonder, en dit waardeer, en geïnspireer word daardeur. Sommige mense sal ook sien, dat jy selfstandig is, en baie goed op jou eie reg kom, en dat jy eintlik baie gelukkig en tevrede is, dat jy met daai gesindheid leef. Terwyl ander mense sal nou sien, as jy nou baie selfstandig is, hulle sal jou sien as selfsugtig, weet, hulle sal iets negatief soek. Maar hoe ander mense vir jou sien, is nie werklik belangrik nie. Wat werklik belangrik is hoe jy jouself sien. Want jy is die een, wat elke dag, elke week, elke maand, met jouself moet saamleef. Elke oomblik moet jy met jouself saamleef, tot die dag wat jy sterf. So verander hoe jy na jouself kyk, en leer om na jouself te kyk, soos wat God na jou kyk. En leer om vir jouself ook lief te hê, soos wat God vir jou lief het, en nie soos wat mense vir jou lief het nie. Stel God altyd eerste in jou lewe. Vertrou sy plan vir jou, en raak dan verlief op jouself. Amen. Chris, kan ek geleentheid gee vir gebed, nee? Is dit hoe ons dit gewoonlik doen, nee? Is dit, ek weet jy, by Pinkster of die Pinksterdienste wat ek nou ken, weet, het is altyd geleentheid gee vir gebed, so as jy voel om te bid, ek gaan net so 2 minute gee, of tot het klaar is, as al van die is wat wil bid, dan is jy baie welkom om dit te doen, onthou jy praat met die Here, so, dan kan ons almal net amen sê ook op jou gebed, weet, en dan is dit eintlik almal van ons wat saam bid, saam met jou, so as jy voel om 'n gebed te doen, as jy voel om dalk net 'n stil gebed te doen, doen dit ook, en dan sal ek vir ons net afsluit met 'n gebed, en dan gaan ons die slotlied sing in die seën. So, kan ek so 2 minute gee, of tot wanneer, as daar mense is wat bid, as die gebede klaar is, dan sal ek net oorgaan tot gebed toe, maar as jy dalk regtig voel, jy gaan deur 'n moeilike tyd, en jy wil net dalk 'n kort gebed doen, dan is dit net 'n sin of 2, dan kan ons almal net saam met jou bid in ons harte, en amen sê daarop, en so saam hande vat voor die Here se troon. So kom ons sluit ons oë, en dan bid ons saam. Here, ons wil vir U kom sê, ons harte is verheug dat U, beskikker van ons deel en lot, ons lewe in U hande hou. Dankie dat ons in U, alles wat in ons lewe gebeur, groot en klein, aan U kan toevertrou. Dankie Here dat U alleen die regte pad ken, wat uitloop op die hemelstad, en dat U alleen weet, of dinge wat ons beleef, as voor- of teëspoed, die beste vir ons gemoed is, en dat U altyd in ons beste belang sal optree, al beleef ons dalk as teëspoed, of as baie sleg. Dankie dat ons so kan weet dat, waar niemand anders ons help, en waar ons heeltemal alleen en broos en vulnerable voel, help my dan as mense wyk
om altyd te onthou dat U vir ons bystaan, in rus en vrede, nood en stryd, bly U dieselfde, deur in tyd. Amen. Dan kan ons afsluit met ons slotlied, en dan kan jy net so bly staan, en dan sal ek die seën oor ons uitspreek. Ek wil maar net vir julle sê, ek hoop is nou aan, ek wil maar net vir julle sê, asseblief altyd as jy 'n dominee voorstaan en preek, wie dit nou ook al is, sien ook die seën, dis nie my woorde nie, wat ek uitspreek oor u nie, maar dis God se woorde, dis wat God vir jou kom sê, so hou net daaraan vas, aan die seën. Ek is maar net die instrument, wat die woorde sê, maar dit kom van God af. So hou daaraan vas ook in jou lewe. Die Here sal jou seën en hy sal jou beskerm. Hy skyn sy lig oor jou lewe. Hy sal vir jou genadig wees en vir altyd baie naby aan jou wees. Hy sal vir jou elke dag sy vrede gee en elke dag sal hy sy liefde oor jou uitstort. Amen.